Goeiedag, baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens. Lekker om saam met julle te wees. Hier in Stellenbosch is dit winter, dit reën. Dalk is jy in 'n ander seisoen, die oorgange by jou al lyk anders. As jy in die noordelike halfrond ergens sit of ergens anders in die land. Maar mag jy hierdie nuwe seisoen omhels en mag dit vir ons 'n goeie winter wees. Die reën het ongelukkig veroorsaak dat ons oesfees wat ons beplan het vir vandag 23 April gekanselleer moes word daar by Oevergouw. Ongelukkig is dit gevolg van die weer, maar ons sal wel 'n datum soek om dit weer te hou. Ons sal sommer net geluk sê vir Tannie Rina van der Linde in ons gemeente, wat 98 geword het hierdie week, wat 'n leeftyd. En hoop sy het 'n wonderlike jaar vorentoe en ons gaan begin cheer vir die 100. En dan wil ons sommer net noem ook die mannegroep, wat die volgende byeenkoms is 7 Mei, die datum het bietjie geskuif, maar ek sal dit met die manne self kommunikeer. Maar as jy nie op die verspreidingslys is, die WhatsApp groep nie, kontak Marissa as jy wil deel wees van 'n maandelikse saamkuier met manne, wat sommer 'n bietjie gesels oor alles en wat. Ons het met die lang naweek wat voorlê, het ons geen kinder of tiener dienste nie. En dan die naweek daarna gaan dit alles weer voort. En dan by Legacy is daar 2 geleenthede vir betrokkenheid. Die eerste een is om 'n kombersie te gee, 'n klein vlieskombersie. Ons wil graag vir die 160 kinders by die projek elkeen 'n kombers gee vir die winter. Kry dit asseblief by die kerkkantoor uit of by die erediens. Selfs met Marissa as jy meer detail wil weet oor die groottes of die tipe kombersies wat nodig is. En dan is daar 'n geleentheid om by Legacy te gaan kuier. Dis 'n heel beste manier om begrip te kry vir die konteks waarbinne ons die projekte by Legacy doen en ook vir gemeenskappe soos Legacy waarvan ons land natuurlik vol is. En ons het baie keer so 'n bietjie van 'n tref en trap verhouding met sulke gemeenskappe. Ons gaan help soms iets of dan besoek. Maar Pieter en Louise sal jou Legacy toe nooi vir 3 donderdae in 'n ry. Laatmiddag kuiers waar jy nog sien wat daar gebeur, waar die kinders nog besig is met hulle aktiwiteite. En die leerders is nog daar en die personeel en hulle speel nog sokker en netbal, jy kan met hulle speel, jy kan deel word van die program. En as jy dit 3 weke in 'n ry doen, kry jy baie lekker blootstelling en gaan Pieter en Louise dan na die tyd met jou so 'n bietjie van 'n debriefing soos ons sê in Engels sê. En jou help amper sin maak van hierdie ervaring. En dan is daar die geleentheid natuurlik om betrokke te wees vorentoe. Of dalk helderheid te kry oor hoe jou betrokkenheid by sulke tipe projekte vorentoe kan lyk. Maar dit is nie 'n vereiste dat jy moet betrokke raak daar nie. Ons wil net baie graag jou voete daar kry en jou help om te sien wat daar gebeur. En daarom hier is hy Legacy. Kom na Legacy. 4, 11 en 18 Mei is die geleenthede en jy moet voor die 26 April met Pieter en Louise met Louise afspraak maak as jy wil deel wees hiervan. Ons het 'n nuwe reeks begin verlede week wat ons noem Storielyn. Dit gaan oor hierdie storielyn van die lewe, maar dit volg ook so 'n bietjie die storielyn van Jesus se lewe en bring ons uit by hierdie tyd van die jaar wat ons opstanding noem. Nou gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê, maar ek wil jou nooi om te luister na hierdie ongelooflike mooi lied van die kunstenaar Phineas. En hy sing op sy jong jeugtige ouderdom. Ek dink hy is 25. Sing hy 'n lied wat ongelooflike wysheid bevat oor die lewe en oor die uitdaging van die lewe. Kom ons luister na hierdie mooi song. How do you know if you've done everything right? Is it the love you have at hand, or the cash you kiss at night? How do you know if it was worth it in the end? Did every second really count? Or were there some you shouldn't spend on anything but anyone you love?
Was this the life that you were dreaming of? A movie night, a yellow light, you're slowing down and days are adding up. So don't waste the time you have waiting for time to pass. It's only a lifetime, that's only a while. It's not worth the anger you felt as a child. Don't waste the time you have waiting for time to pass. It's only a lifetime, that's not long enough. You're not gonna like it without any love, so don't waste it. I'm unimpressed by the people preaching pain for the sake of some small gain, in the sake of someone's name. I'm unprepared for my loved ones to be gone. Call them way too often now. Worry way too much about mom. Don't waste the time you have waiting for time to pass. It's only a lifetime, that's only a while. It's not worth the anger you felt as a child. Don't waste the time you have waiting for time to pass. It's only a lifetime, that's not long enough. You're not gonna like it without any love, so don't waste it. Family and friends, and that's the truth. The fountain doesn't give you back your youth. It's staying up too late at night and laughing under kitchen lights so hard you start to cry. Don't waste the time you have waiting for time to pass. It's only a lifetime, that's not long enough. You're not gonna like it without any love, so don't waste it. Wat 'n beautiful lied is dit nie? En wat 'n, ek wil die Engelse woord abundant, wat 'n abundant uitnodiging. Is dit nie om te kyk na die lewe nie? Ek gaan vir ons 'n gebed doen, kom ons bid saam. Vader, ons begeer hierdie vermoë om die lewe te kan weeg en die wysheid om te leer om ons gewig op die regte plekke in ons lewens te sit en om onsself te belê in dinge wat sin maak, dinge wat betekenis het, dinge wat lewe gee, lewe bring. Mag ons vandag 'n perspektief ontdek wat dalk 'n verrassing is vir ons oor hoe om met groter betekenis te lewe. Maak asseblief ons gedagtes en ons harte oop vir iets wat ons dalk soms vermy en dikwels onderdruk in ons eie lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek dink ons almal begeer om op so 'n sinvolle manier met die lewe om te gaan. Ek dink ons almal begeer 'n lewe van betekenis, 'n lewe in oorvloed, 'n lewe wat 'n refleksie is van Jesus se lewe. En al hierdie verskillende beskrywings van die lewe kan net wel genoem word opstandingslewe. Want ek dink dit is waarin ons genooi word, is
die opstandingslewe. Dit is nie 'n ander lewe nie. Dit is dieselfde lewe, maar is die lewe geleef op die landskap van die opstanding. En dis die landskap waar dood en suffering getransformeer is. Nou, kom ons gee 'n tree terug. Die uitnodiging vir ons is om Jesus te volg, deur die stofstrate van die alledaagse, op reis met mekaar, die wêreld, onsself natuurlik, tot by die kruis, wat sommer 'n metafoor is, en ons nooi om ook in voeling te wees met ons eie en mekaar in die wêreld se gebrokenheid. Maar dan kan ons nie hier vashak nie. Want die storielyn van Jesus se lewe, soos ek gesê het, vat ons onvermydelik na die opstanding toe. En dis 'n geweldige groot gebeurtenis in die storielyn van Jesus. En dis nie net 'n gebeurtenis in sy lewe nie, maar dis ook 'n patroon in ons eie lewens en ook in die skepping. En ek wil julle herinner aan 'n aanhaling wat ons vroeër gebruik het al van Richard Rohr, wat net verduidelik wat die betekenis van die opstanding is. Hy sê, the crucified Jesus offers at a largely unconscious level a very compassionate meaning system for history. If all our crucifixions are leading to some possible resurrection and are not dead-end tragedies, this changes everything. Wat ons ontdek in hierdie reis en navolging van Jesus is hierdie misterie, dat 'n lewe van betekenis, die pad vorentoe, die pad boontoe, die pad buite toe, byna altyd behels dat ons let go, dat ons iets prysgee, dat ons iets verloor, dat ons iets weggee, dat ons sterf van onsself, dat ons wegkyk van onsself, sodat iets nuut gebore kan word. En dis een ding om dit te weet, maar is 'n ander ding om dit te leef. En dis nie maklik om te leef nie, want dit is nie logies nie. Hoe moet jy vir iemand verduidelik dat 'n manier om meer orde in jou lewe te kry is om beheer weg te gee? Maak nie sin nie. Ons sukkel geweldig daarmee. Ons kan nie eers ons eie opinies prysgee nie, wat nog te sê van ons eie wil, of ons eie vermoëns. Maar baie skrywers, digters, filosowe, teoloë is oortuig dat ons onvermoë om dit te doen 'n onderliggende rede het. Dit is 'n onderliggende oorsaak tot hierdie onvermoë. En hierdie oorsaak is die oortuiging dat ons die lewe nooit ten volle sal omhels, as ons nie leer hoe om die dood ten volle te omhels nie. Dis hierdie beheer wat ons sukkel om weg te gee. Hierdie beheer oor ons eie lewe en die vasklou aan lewe en die onvermoë om te erken dat ons sterflik is. En as 'n projeksie van vermy ons die idee dat ons ander mense gaan verloor, ons geliefdes meestal, en ons vrees selfs daai oomblik. Maar onderliggend tot daai vrees en onsekerheid lê eintlik ons onvermoë om ons eie sterflikheid te konfronteer. En daarmee saam ook dikwels die vrees vir ons eie sterflikheid. Nou, ek kan nie dink dat enige van ons op 'n rasionele vlak ontken dat ons eendag gaan sterf nie. Ek weet daar is mense wat met die hulp van die wetenskap probeer om die dood te troef en vir ewig te leef en aktief besig is om onsterflikheid na te jaag. En ek dink nou regtig nie, jy is deel van daai groep nie.
So ek dink ek kan met oortuiging sê dat ons weet dat ons gaan sterf. Maar steeds, dink ek, onderdruk ons daai gedagte, vermy ons die realiteit daarvan en vergeet ons dit dalk eerder, soos wat baie mense so mooi sê. Heidegger, die filosoof, is een van hulle, hy sê, loss is our atmosphere. We, like the snow, are always falling to the ground. And most of the time, we forget it. Henry Miller skryf, it is almost banal to say so, yet it needs to be stressed continually. All is creation, all is change, all is flux, all is metamorphosis. En ons is deel van hierdie alles wat wie se storielyn lei na hierdie realiteit. Nou, hierdie realiteit is die hele tyd teenwoordig ook in die storielyn van die Bybel. Dit sweef so entjie bo die realiteit van elke storie in die Bybel en is so prevalent, is die Engelse woord, so teenwoordig dat ons dit partykeer mis. So, wanneer jy in die Bybel soek na teksgedeeltes oor onsterflikheid, is daar natuurlik 'n paar. Maar dit is eintlik 'n realiteit wat dwars deur die Bybel loop. En seker die beste bewys is hier, is die feit dat die Bybelkarakters nie meer leef nie. Niemand is meer hier nie. So ook nie die vroeë kerkvaders nie. So ook nie die biljoen mense wat in die 18de eeu geleef het nie. Maar daar's wel 'n paar teksgedeeltes wat hierdie realiteit mooi omskryf en sommer net as nog 'n manier om hierdie realiteit so 'n bietjie te konfronteer vandag. Kom ons lees 'n paar van hulle saam. So 2 uit die Psalms, dan 1 uit Lukas en 1 uit 1 Korintiërs 15. Psalm 103. Die mens, sy lewensdier, is soos die van gras. Soos die van 'n veldblom wat oopgaan, as die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. En dan Psalm 39, Lord, make me to know my end, and what is the extent of my days. Let me know how transient I am. Behold, you have made my days as handbreadths, and my lifetime as nothing in your sight. Surely every man at his best is a mere breath. Lukas 12, trouwens, wie van julle kan die rondte bekommer, sy lewe met 1 uur verleng? Net 'n absolute bevestiging van die tydigheid van ons lewe. 1 Korintiërs 15, wat sommer so 'n stukkie hoop ook inhou, net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. So ek dink nie ons uitdaging is om hierdie te weet nie. Alhoewel dit goed is om hieraan herinner te word en dalk vir 'n oomblik hiermee gekonfronteer te word. Lees dalk hierdie tekste weer, lees van hierdie aanhalings weer. En laat jouself toe om die realiteit hiervan vir 'n oomblik te konfronteer. Want dit gaan ons bring by 'n vraag wat ons hopelik vorentoe vat. En daai vraag is, hoe leer ek my eie sterflikheid omhels? Hoe leer ek op 'n gesonde manier saamleef met hierdie onafwendbare realiteit? En in die proses glo ek dat dit ons ook gaan help om ander mense se sterflikheid op 'n gesonde manier vas te hou. So daar's 3 gedagtes wat ek wil los oor wat ons kan help dalk om bietjie anders hierna te kyk. En die eerste een is om 'n nuwe perspektief op sterflikheid te oorweeg. Ek gaan meer hieroor sê nou, maar ek wil saam met julle hierdie gedig lees. Beautiful gedig van vrou met naam Liesel Müller. Die gedigsnaam is In Passing. How swiftly the strained honey of afternoon light flows into darkness. And the closed bud shrugs off its special mystery in order to break into blossom. As if what exists
exists so that it can be lost and become precious. Mooi is dit. Ek wil dit sommer weer lees. How swiftly the strained honey of afternoon light flows into darkness, and the closed bud shrugs off its special mystery in order to break into blossom, as if what exists so that it can be lost and become precious. Ek dink vir baie van ons is erkenning van ons sterflikheid voel vir ons soos 'n kompromie. Voel vir ons asof ons pessimisties, sinies, negatief is en asof dit 'n stuk van ons lewensvreugde steel as ons hierdie realiteit moet erken. Maar hierdie gedig bring so 'n bietjie hierdie polariteit van die lewe in die spel, hierdie teenstrydigheid. Wat sê dat dit juis ons sterflikheid is wat definisie gee aan lewe, wat sin gee aan lewe. Ons vind hier dieselfde polariteit in lig en donker. Lig maak nie sin sonder die teenwoordigheid van donker nie. Ons vind hierdie teenstrydighede, polariteite baie plek in die lewe in. So ek dink sommer aan gesondheid en siekte, ek dink aan alleen wees en saam wees, ek dink aan dag en nag, maar lig en donker. Ek dink aan goedheid en boosheid. Die een kan amper nie bestaan sonder die ander nie. En net so lewe en sterflikheid. So, as jy sukkel met die konsep, verbeel jouself vir 'n oomblik die gedagte van ons sterflikheid. En die gedagte van ons sterflikheid maak my mense die vraag los, as jy onsterflik is, hoe weeg jy dan die lewe? Hoe maak jy sin van die lewe? Hoe neem jy verantwoordelikheid van 'n lewe wat nie verloor kan raak nie? Hoe kry jy 'n konsep van dat jy iets vroeër as later in die lewe moet doen of verantwoordelikheid moet vat vir jou lewe as daar net geen gevolge is van die onvermoë om te doen nie. Ek imagine my sommer 'n ma en 'n seun, 'n jong volwasse seun wat in gesprek gaan en sy is bietjie gefrustreerd met hom en sy sê vir hom, dis nou in die konteks van onsterflikheid, sy sê vir hom, ek hoop jy doen in die volgende eeu iets met jou lewe. En hy sê vir, ag maar, los my net uit. En die pa sê vir hom, moenie so met jou ma praat nie. En hy sê, maar pa, sy hou nie op met hierdie storie nie, sy is al die laaste 500 jaar hiermee besig. Ek meen, hoe maak die lewe sin? In die afwesigheid van 'n tydlyn en 'n bestemming. Dit is 'n moeilike filosofie of konsep om te verstaan. Maar die teenpool maak nogal sin. En ek wil sommer hê jy moet saam met my luister na 'n paar wysgeere se eie woorde hieroor. Wanneer hulle hierdie polariteit gebruik om juis die gewig van lewe te verduidelik en uit te lig. Eerstens die digter Rilke wat sê, death is our friend, precisely because it brings us into an absolute and passionate presence with all that is here, that is natural, that is love. Brian Greene is 'n fisikus met 'n gawe vir die digkuns. Hy sê, by the grace of random chance, funneled through nature's laws, we are here, and then we are not. We die, all of us, atoms to atoms, stardust to stardust, the mountain to the sea, you and I.
The dual awareness of our improbable life and our inevitable death is what allows us to animate the interlude with love and beauty, with poems and fairy tales, with general relativity and Nina Simone. It is what puts into perspective just how fleeting and vacant and self-embittering all of our angers and blames and resentments are in the end. What beckons us instead to leave something of sweetness and substance in the mouth of the world. Beautiful is that Pico Iyer say, we cherish things precisely because they cannot last. It is their frailty that adds sweetness to their beauty. Hierdie beautiful woorde sê dieselfde ding. Het is dood wat perspektief gee tot lewe. Dis die gedagte van ons sterflikheid wat gewig gee aan die geskenk van lewe. En daarom die skuif wat in ons moet gebeur is die perspektief rondom sterflikheid. Die lewe is sterflik en dit gee die lewe meerwaarde, nie minder nie. Tweede uitnodiging vir ons om iets te doen om te leer hoe om ons sterflikheid omhels is, klink dalk voor in het liggend, maar is om te leer sterf. Is om te leer sterf. En die oortuiging is dat die aanvaarding van jou sterflikheid eendag, hierdie besef dat jy eendag alles gaan verloor, jou beweeg en jou in staat stel om iets te verloor. Om die kleiner goed in die lewe te kan verloor. En soms ook 'n paar gedagtes oor hoe ons kan leer om te sterf is om te leer om eerstens op klein maniere te let go. Leer hoe om op klein maniere beheer weg te gee. Nie verantwoordelikheid nie, maar beheer. Gee dalk die verantwoordelikheid terug aan iemand by wie dit regtig hoort, eerder as om ander se verantwoordelikheid te probeer oorvat. Gee dalk meer verantwoordelikheid vir die mense in jou lewe, sodat jy minder hoef vas te hou. Dink sommer aan die moeilike uitdaging van ouerskap. Begin leer hoe om verantwoordelikheid weg te gee. Begin dalk om meer ruimte te skep vir iemand in jou lewe, om te wees, eerder as om te probeer om hulle menswees of gedrag die hele tyd te wil beheer. 'n Tweede manier om te leer sterf, dit sou ek sê, is om hierdie proses van verlies en opstanding te herken en om dit te leer vertrou. Ons het daar gepraat laasweek, herken dit in die skepping, herken dit in die natuur, herken dit in die seisoene, in die dag en die nag en die getye, in die son en die maan. Leer herken dit in geboortes en sterftes. Leer herken dit in jou eie liggaam, wat met tyd verander en verouder. En begin om gemaklik te raak met hierdie gedagte, en begin om dit te leer vertrou. John Updike sê so mooi, each day we wake slightly altered, and the person we were yesterday is dead. So why be afraid of death, when death comes all the time? Om gemaklik te raak met hierdie gedagte. En dan net 'n derde gedagte oor hoe ons in onsself kan leer sterf is om hierdie uitnodiging van Filippense 2 ernstig op te neem waar Paulus sê, maar julle moet dieselfde gesindheid hê as Jesus. Hy het sy status as God prysgegee en mens geword. Is om te leer hoe om hierdie gesindheid na te volg, om mag weg te gee, status weg te gee, selfs besittings te leer weggee. Om alles waarop ons identiteit bou, soos Paulus laasweek gesê het, alles wat vir hom van waarde was voorheen, so stukkie maar stukkie te surrender, want hoekom? Ek gaan dit nie saam met my kan vat eendag nie. Dalk om te leer hoe om ons eie vermoëns prys te gee, en meer te leer vertrou op God en op ander.
En dan 'n derde gedagte oor hoe ons kan leer om ons sterflikheid te omhels, sluit nogal aan, dink ek, by hierdie waarneming rondom die natuur. En dis 2 metafore wat ek met jou wil deel. Die eerste een is die metafoor van 'n rivier. En dit is sommer iets bietjie meer kunstsinnig, maar iets wat jy actually kan gaan doen in hierdie mooi dorp van ons. Stap na 'n rivier toe, die rivier toe en staan op 'n brug, as hierdie baie mooi nuwe brug onderin die eerste rivier aan naby Agrimark. Jy kan afstap nou van Koetsenburg af tot onder die R44, die mooiste paadjie, fietsryers en stappers, is hierdie mooi brug gebou. Dis verlig in die aand, dis sekuriteitskameras, is regtig beautiful. Doen jouself 'n guns, gaan soontoe. En staan op by die brug en kyk vir die rivier. Die rivier is 'n ongelooflike mooi metafoor. As jy nou 'n rivier en 'n dam of 'n meer met mekaar vergelyk, dan kom jy agter 'n rivier het 'n bestemming. En omdat die rivier 'n bestemming het, en dis die see, veroorsaak dit dat die rivier vloei, soos 'n dam of 'n meer nie doen. En die lewe is so. Omdat my en jou lewe die bestemming het van sterflikheid, skep dit beweging. En as ons lewe soos 'n rivier is, dan surrender ons tot die vloei, net soos wat 'n rivier doen. Tot die kontoure van hierdie landskap, wat ons nie kan bepaal nie, wat ons nie kan beïnvloed nie. Dan gee ons onsself oor vir tyd en plek. Die tye waardeur ons vloei en die plekke waardeur ons lewens ons neem. Ons gee onsself ten volle om daai tyd en plek te vul. Ons reflekteer om die waarheid te sê, iets daarvan, telkens op die oppervlak van die rivier sien jy telkens 'n refleksie van hierdie omgewing en ons immerse onsself, is die mooi Engelse woord. 'n Rivier dra lewe, skep lewe, bring lewe, maar 'n rivier dra ook dood saam, die realiteit van dood die hele tyd. En 'n rivier verskuil soms die lewe. Rivier, alles is nie sigbaar nie, kan nie alles sien nie. Maar 'n rivier openbaar ook en wys nuwe dinge. En die lewe is so. Maar 'n rivier hou aan beweeg. En 'n rivier onwillekeurig stroom voort na sy bestemming. En as jou lewe soos 'n rivier sou wees, hoe dink jy oor sterflikheid? Tweede mooi metafoor wat ek hoor in 'n TED Talk is sommer iemand wat, ek nou sy naam vergeet, hy sê ons lewe is baie soos 'n boek. En as jy dink aan 'n boek het 'n voorblad en 'n agterblad, en as jy die voor- en agterblad toeslaan, dan sit hierdie toeboek, en die voorblad is die begin en die agterkant is die einde van die boek. So 'n boek word gebind deur 'n begin en 'n einde. En net so word die lewe gebind deur 'n geboorte en 'n sterfte. Maar waar ons sou dink, dit bind ons, herinner hy ons dat die binnekant van hierdie 2 kante van 'n boek, is daar onbeperkte potensiaal. Daar's geen beperking op die storielyn, en die karakters, en die landskappe, en die avonture waardeur hierdie storie ons kan vat nie. Hierdie storielyn kan wyd hardloop. Hierdie storie kan karakters oplewer wat erfenis los. As jy sommer dink aan van die groot literêre karakters, is mense uit boeke, wat nie beperk was tot die einde van hierdie storie nie, maar voortleef in die erfenis wat hulle los. Karakter in 'n boek is ook nie bang vir die einde van die boek nie. Maak nie sin dat ons in vrees leef vir die einde van hierdie storie nie. Die uitnodiging is om 'n storie van betekenis te skryf en te leef. Begin dalk aan jou eie lewe dink vanuit een van hierdie metafore.
En dalk bring dit jou 'n bietjie nader aan die tree om jou eie sterflikheid te omhels. Ek dink een ding waaroor ons kan opgewonde raak is die effek wat dit sal hê as ons kan leer om ons eie sterflikheid vas te hou. Wat hopelik in die proses gaan gebeur is dat jy leer om beheer oor te gee. En dit maak dalk 'n baie groter verskil in jou lewe as wat jy dink. Want as jy beheer oorgee, dan stel jy jouself oop dat ander mense jou omvou en jou vashou en besonder dat God beheer neem oor die groter storielyn van jou lewe. Ons verloor hopelik ons vrees. Ons vrees vir ons eie sterflikheid. Omdat ons hierdie proses leer vertrou. En omdat ons leef met hierdie hoop dat ons glo dat hierdie rivier uitmond in 'n oseaan van liefde en lewe. En dat die storielyn van hierdie boek nie daar eindig nie, maar oorgaan in 'n ewige storie. Miskien as jy leer om jou sterflikheid te omhels, ontdek jy 'n nuwe eienaarskap van jou lewe. Want dit is dikwels so, ons kry dit wat ons soms weggee op 'n nuwe manier weer terug. Dalk ontdek jy 'n nuwe vryheid in die lewe as jy vrede maak met jou sterflikheid. Dit is ook hierdie paradoks amper, dat die omhelsing van ons sterflikheid lei tot 'n wesenlike ervaring van vrede. 'n Vriend van my het in die laaste paar jare 'n pa en 2 susters verloor aan die dood, en hy sê vir my, daar's 'n vreemde vitality, was sy woord, wat hy ervaar wanneer hy gekonfronteer word met die dood. En dit is so 'n bietjie van 'n misterie wat mense nie kan verklaar nie. Maar nietemin iets wat jy dalk kan ervaar wanneer jy dit reg kry, is dat jy op 'n nuwe manier vry voel om te leef. En dalk laastens ervaar jy dat jy meer betekenis vind in die lewe, omdat jy erns maak met die bestemming. Dat dit werklik so is dat sterflikheid die lewe definieer. Die skrywer Ellen Lightman vra eintlik die vraag en bevestig dit eintlik mooi wanneer hy sê, if against our wishes and hopes, we are stuck with mortality, does mortality grant a beauty and grandeur all of its own? Even though we struggle and howl against the brief flash of our lives, might we find something majestic in that brevity? Could there be a preciousness and value to existence stemming from the very fact of its temporary duration? Ek hoop van harte jy kan ja antwoord op hierdie vraag, wanneer jy jouself gee vir hierdie uitdaging om net weer die lewe te omhels deur jou eie sterflikheid te omhels. Mag jy ervaar dat God se genade die storielyn van jou lewe begrens. Mag jy ervaar dat sy liefde soos die oewer van hierdie rivier is, wat jou die hele tyd begrens en jou die hele tyd 'n ruimte gee om te wees, onvoorwaardelik. Mag jy ervaar dat sy gees die lewenskrag is in hierdie storie, wat ek en jy bevoorreg is om te leef. Amen. Ek hoop jy kan jou tyd neem om hierdie tema so 'n bietjie te voel en gewig te gee, en gesprek te gaan met iemand, en as jy regtig daarmee worstel, moenie huiwer om uit te reik na ons vir gesprek nie. Ek dink dit is 'n wesenlike tree om te gee, om die lewe vorentoe ten volle te kan omhels. Ons wil ook 'n geleentheid gee om selfs ons gemeente lewe te gee deur 'n finansiële bydrae te maak. Ons is afhanklik daarvan vir wat ons doen, en ons waardeer dit geweldig baie. Hier is 'n geleentheid op SnapScan
Maak 'n kontak met ons as jy nie ons kommunikasie kry nie, rondom inligting, al die goed is op die skerm. En ek hoop jy het 'n baie goeie week en ons sien mekaar weer volgende week.